Goeiemôre geliefdes, welkom by vanoggend se erediens en ook welkom aan elkeen wat vandag by die huis saamluister. As toetrede lied vanoggend, gesang 188. Geliefdes, dit gaan goed met die mens wat sy hulp van die God van Jakob ontvang, die mens wie se hoop gefestig is op die Here, sy God. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons antwoord dan op die seëngroet met die lofsang en daarvan gesang 450. Amen.
Geliefdes, ons sluit vanoggend die psalmreeks af deur te kyk na Psalm 23. Wanneer ek 'n boek of 'n artikel gaan lees oor 'n bepaalde saak, dan begin ek altyd deur eers te kyk na wie die outeur daarvan is. Ek wil daarom vasstel of hierdie persoon gekwalifiseerd is om iets oor die saak vir my te kom sê. As dit 'n artikel in hierdie tye rondom die enstof is, dan moet die persoon darm 'n dokter of 'n mediese navorser wees. Indien dit 'n artikel oor sport is, dan sekerlik 'n sportster of 'n omroeper. 'n Artikel oor 'n gesonde leefstyl, dan moet dit 'n dieetkundige of 'n biokinetikus of 'n fiksheidinstrukteur wees. Geliefdes, wanneer ons dan na die Psalmboek toe gaan, dan kry ons hier 'n boek met die doel om vir ons iets te leer oor hoe ons moet leef en moet glo. Maar as ons na die outeur hiervan kyk, wat tradisioneel hoofsaaklik gesien word as Dawid, dan kan ons ook vra, wat weet Dawid van die lewe van vandag? Wat kwalifiseer hom om iets te kom sê oor hoe ons moderne wêreld lyk, hoe ons daarin moet leef en werk, oor die spanning en die uitdagings van vandag? Van die beeld wat ons in ons kop van Dawid het, is ook baie soos die wat ons gereeld in 'n kinderbybel sien, of selfs met 'n internet soektog sal vind. 'n Jong Dawid by 'n rivierstroom, lier in die hand, besig om lofliedere tot God te skryf. En veral in Psalm 23 roep dit hierdie beeld van kalmte en vrede op. Maar geliefdes, dit is nie hoe Dawid se lewe gelyk het nie. Stres, angstigheid, gejaagdheid, ontnugtering, seer is nie 'n moderne uitvindsel nie. Ook Dawid het dit beleef. Kom ons kyk net na so 'n paar hooftrekke van Dawid se lewe. Reeds as jong seun word Dawid gesalf as koning, alhoewel niemand hom nog as koning erken nie. Dan verslaan Dawid vir Goliat. Later is koning Saul so jaloers op Dawid dat hy moet vlug vir sy lewe. Dawid se vrou word aan 'n ander man gegee. Sy ander vrouens word later gevange geneem en Dawid moet hulle gaan red. Sy beste vriend Jonathan sterf. Dawid word gekroon as koning van Juda en trou met Batseba, maar eers nadat hy natuurlik haar man laat vermoor het, sodat hy met haar kan trou. En dan sterf sy eersgebore seun. Dawid veg in baie oorloë, daar sameswerings om hom van die troon te verwyder. Hy moet weer vlug. Daar's opstande teen hom. En dan, wanneer Dawid aan die einde van sy lewe kom, is daar op boonop nog meningsverskille oor wie hom moet opvolg as koning, voordat hy dan sy seun Salomo as koning aanwys. Geliefdes, wanneer ons so na hierdie hooftrekke van Dawid se lewe luister, dan kan ons sien dat sy lewe beslis nie maklik was nie. As ons na alles kyk wat gebeur het, dan kan ek eintlik nie dink dat hy ooit tyd gehad het om rustig langs 'n waterstroom te lê nie. Kom ons hou dan hierdie gebeure in Dawid se lewe in ons agterkop, terwyl ons dan nou saam lees uit Psalm 23. Maar voordat ons dan saam lees uit die woord van God, luister ons as gebed voor die teks na Gesang 442. Psalm 23.
20, die Here is my herder. Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Net tot sover ons skriflesing vanoggend. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God duur ewig. Geliefdes, Dawid sê, ek kom niks kort nie. Sjoe, wat 'n belydenis is dit nie. Kan u dit vandag met oortuiging sê? Ek dink nie ek kan nie. Ek kan vir julle 'n hele lys maak van goed wat ek nog graag sou wil hê. Baie wat ek self dink ek nodig het. Nie net besittings nie, maar ook ervarings, prestasies, verhoudinge. Ons is altyd op soek na nog iets. Want dit is ook een van die leuns van die wêreld waar ons leef. Om ons te laat glo dat ons verskriklik baie dinge nodig het. Elke advertensie, elke bemarkingsveldtog is daarop uit om ons te laat glo. As jy net hierdie een ding het, dan sal jy gelukkig wees. Dis ons menslike ingesteldheid. Ons en niemand anders het ooit genoeg nie. Ons moet altyd op pad wees na 'n volgende ding, 'n volgende trappie in die lewe. Ons vra so dikwels vir jong mense, wanneer trou jy? En dan vir die pasgetroudes, wanneer kom die baba? Of wanneer koop jy 'n kar? Wanneer koop jy eers 'n huis? Jy het nou vir rukkie jou huis, moenie net 'n bietjie 'n vakansieplekkie by die see koop nie. Wanneer word jy nou weer by jou werk bevorder? Of miskien moet jy 'n bietjie jou kombuis oordoen? Ons kyk na onsself in die spieël en dink, as ek net 10 kg verloor, dan gaan ek gelukkig wees met myself. Of ons is gefrustreerd met ons omstandighede, en dink as ek net na 'n kleiner plek of 'n groter plek toe trek. As ek 'n ander werk kry of bevordering, of net nog een ding, dan sal ek reg wees. Ons is altyd net so een trappie weg van gelukkig en tevrede wees. En dan, wanneer ons daardie een ding kry waarna ons gesoek het, dan is ons natuurlik gelukkig. Ons het nou wat ons wou hê, maar net vir 'n rukkie. Dan is ons ook weer gewoond aan dit wat ons het. Daardie nuwe pos by die werk is toe nie wat ons gedink het dit sou wees nie. Daardie nuwe huis, die dak lek en die tuin is te klein. En voordat ons oë uitvee, is daar nog 'n ding wat ons nodig het om gelukkig te wees. Ook hierdie soeke, hierdie begeerte na iets meer, is nie nuut nie. Ons sien dit ook by Dawid. 'n Jong koning begeer vir Batseba. Is oortuig daarvan as hy met haar kan trou, dan sal hy gelukkig wees. Hy doen buitensporige dinge om dit moontlik te maak dat hulle kan trou. Ook hy het net soos ander konings 'n groter grondgebied gesoek en baie vrouens gehad, rykdom wou hê. Maar dan sien ons hier in Psalm 23 'n ouer Dawid. 'n Dawid waarskynlik naby aan die einde van sy leeftyd. En jare se ondervinding, duur lesse, het hom iets geleer van tevredenheid. En daarom kan hy hier in Psalm 23 sê, die Here is my herder, daarom kom ek niks kort nie. Geliefdes, die vraag wat ons vanoggend die heeltyd vir onsself afvra is, kan ons dit saam met Dawid sê? Kom ons kyk dan in hierdie Psalm, hoekom Dawid dit kan bely. Want hierdie stelling, ek kom niks kort nie, staan nie alleen nie.
Dawid verduidelik in hierdie psalm waarom hy dit kan sê. Ons begin dan by vers 2 en sal dan afsluit aan die einde deur na vers 1 te kyk. In vers 2 skryf Dawid: Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Geliefde, skape het rus en vrede nodig. Hulle het 'n plek nodig waar hulle kan uitspan, waar hulle kan rus, waar hulle krag kan kry om verder agter die herder aan te loop. Dit is 'n herder se werk om sy skape by water en groen weivelde te kry, sodat hulle genoeg kan eet en kan drink en so te kan bly lewe. Maar nou is die probleem met hierdie vers, dat ons definisie van groen weivelde en plekke van rus en die herdersin dalk nie altyd dieselfde is nie. Wanneer ons dink aan groen weivelde en waters van rus en vrede, dan dink ons aan vakansie. 'n Lewe iewers op 'n eiland sonder probleme, gevaar, siekte, rekeninge, krisisse en bekommernisse. Maar ek dink die Here dink anders oor groen weivelde. Groen weivelde is geleenthede om vir ons te sorg en ons te ondersteun. Partykeer is die groenste weiveld 'n siekbed of 'n krisis. Partykeer is die groenste weiveld om hulpeloos en swak en radeloos en hartseer en bekommerd en moeg uiteindelik na die Here te roep. Want dit is die tye en die plekke waar die Here ons op 'n besonderse manier voed en krag gee. Hoeveel keer kan jy na 'n krisis terugkyk en sê, hierdie krisis het my nader aan God gebring. Dit is groen weivelde. Dit is die tye waarin die Here op 'n besonderse manier ons versorg, selfs al is ons op daardie oomblik nie daarvan bewus nie. Groen weivelde is nie altyd net lekker en maklike tye in jou lewe nie. Elke krisis, elke bekommernis, elke hartseer en moedeloosheid kan ook groen weivelde wees. Tye wat jou leer om jou hande in die herder se hand te sit en te sê, dit gaan sleg en moeilik, maar dan aan God vas te hou, want ons weet dat God ons nie sal laat los nie. Dawid gaan dan aan, geliefdes, en hy sê, selfs al gaan die pad deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want in u hande is ek veilig. Ja, hierdie paaie waarop ons loop, is soms ook donker, want ons is nie gevrywaar van donker en dieptes nie. Ons het nie 'n waarborg van 'n lewe sonder gevare, hartseer of teleurstelling nie. Partykeer gaan ons deur donker dieptes. Donker dieptes is tye waarin ons geestelik gevorm en gevoed word. Donker dieptes is waar jy die stem van die herder beter en duideliker kan hoor. Maar donker dieptes is ook groen weivelde van waters en rus. In die 1953 vertaling van die Bybel, waarna ek glo elkeen ook hierdie Psalm baie goed ken, staan daar, al gaan ek deur die dal van doodskaduwee. Geliefdes, as dit die laaste donker diepte is waardeur jy gaan, dan sê Dawid nog steeds, ek kom, niks kort nie. Want, ja, ook in die dood, waar ons as mense van alles gestroop word, selfs van sy liggaam gestroop word, ook daar is die herder. As mense dink ons dikwels hierdie deel van die reis moet die eensaamste deel wees, want jy kan geen mens saam met jou vat nie. Maar ook dit is deel van die pad waarop die herder jou lei. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in u hande is ek veilig. Dit klink dalk ongelooflik, maar die goeie herder, God, is selfs ook in daardie dal van doodskaduwee teenwoordig.
Dawid sê dan verder, U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Geliefdes, Dawid het 'n moeilike lewe gehad. 'n Lewe vol gevaar, stryd en seer. Maar hy kyk terug op hierdie lewe en hy kan sien hoe dit God se goedheid en liefde was wat hom daardeur gedra het. En hierdie goedheid en liefde is ook steeds in ons lewe teenwoordig. Ons sien dit wanneer Jesus aan die kruis sterf vir ons sondes. Ons ervaar dit elke keer wanneer ons by God se voete stil raak. Ons sien dit wanneer ons op ons lewenspad terugkyk en so duidelik sien waar God ons gedra het, waar ons tuis was by hom. Geliefdes, al hierdie dinge verduidelik waarom Dawid hierdie psalm kan begin met: Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. As die Here jou herder is, dan beteken dit dat ons skape is. En miskien hou ons nie van hierdie beskrywing van ons as skape nie, want 'n skaap is 'n swak en 'n dom ding. Ons gebruik dit as 'n belediging. Maar op 'n vreemde manier troos dit ons om te weet dat ons die Here se skape is. Want as jy die herder se skapie is, dan beteken dit dat jy totaal en al van hom afhanklik is. Jy nie vir jouself kan sorg nie jouself kan beskerm nie, en nie self die pad kan kry nie. Dat jy 'n herder nodig het om jou te lei. Om swak en afhanklik te wees van God in alles wat jy is, alles wat jy doen, is nie sleg nie. Inteendeel, dit is die beste plek om te wees. Want geliefdes, die een wat jou versorg, die herder van jou lewe, is ook die heerser oor die wêreld. Jy kan maar sy skapie wees, want hy kan en hy wil vir jou sorg. En toe Dawid dit geleer het, toe kon hy sê, ek kom niks kort nie. Want as die Here jou herder is, dan kom jy niks kort nie. Want God sorg vir jou. Jy het wat jy nodig het, selfs al het jy nie alles wat jy wil hê nie. Dit is wat 'n goeie herder doen. Hy sorg dat al sy skape kry wat hulle nodig het. En as ons mooi daaroor gaan dink, en heeltemal eerlik is met onsself, dan dink ek, sal elkeen van ons ook kan sê, ek het alles wat ek nodig het. As jy net vir een oomblik hierdie leuns van die wêreld kan vergeet, dan sal jy ook kan sê, die Here sorg vir my. Hy sorg baie goed vir my. So goed, dat ek eintlik niks kort nie. Kyk 'n bietjie na jou eie lewe, wat jy het, en jy sal sien hoe die herder oorvloedig voorsien in wat jy nodig het. Ja, hy gee nie altyd wat jy wil hê nie, maar hy gee altyd wat jy nodig het. En daarom kom jy niks kort nie. Geliefdes, dit het ons ook in die res van die psalms gehoor. Dat wanneer ons fokus op God is, dan val ons tuis voel by hom. Dan sal ons weet dat ons genoeg het. Dan sal ons gelukkig wees. So miskien moet ons meer gereeld mekaar daarin herinner, dat ons elke dag moet dankie sê, dat ons kan bely, ons kort niks nie. En as jy dalk soos ek 'n lysie dinge bymekaar gemaak het, dinge wat jy kort om gelukkig te wees, is dit dalk tyd dat ons hierdie lysie opskeer en eerder daarop fokus om te sien hoe God vir ons sorg. Want as ons vir die wêreld en wêreldse dinge gaan wag om ons gelukkig te maak, dan gaan ons altyd aan die hardloop wees na nog iets.
Maar wanneer ons fokus op God se versorging, sy leiding, sy liefde, dan sal ons dit ervaar, waarvan ons ook in Filippense 4 lees. Vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Amen. Kom ons luister aan 'n slotsang na Psalm 23. Kom ons raak stil en verenig in gebed voor God. Here God, ons is vanoggend elkeen by ons eie huise, maar tog ook saam in die erediens. Dankie Here dat U in hierdie tye dit moontlik maak dat ons so op hierdie manier ook nog steeds deel kan vorm van U gemeente. Here, ons is elkeen ook maar skape. So dikwels bietjie dom. Raak ons die pad byste, dwaal ons af, vergeet ons om na U te roep. Maar dankie Here dat ons kan weet dat wanneer ons roep, U reeds daar is. Wanneer ons afdwaal, U ons elkeen kom haal en U ons elke keer weer terug verwelkom. Here, wanneer die wêreld ons wil oorreed dat ons nooit tevrede kan wees met wat ons het nie. Here, help ons om dan in daardie tye raak te sien hoe U vir ons sorg en in alles wat ons nodig het voorsien. Vergewe ons wanneer ons in hierdie wêreld se strikke trap en so ontevrede deur die lewe gaan. Here, wys ons waar U ons wil gebruik om in ander mense se lewens te werk en ook in hulle behoeftes te voorsien. Here, help ons om as trotse mense ook hulp van ander te kan aanvaar. Here, U ken ons elkeen en ken elkeen van ons geliefdes. Here, U weet daar is siekte, daar is seer, daar is bekommernisse. Here, wees asseblief so by hulle elkeen teenwoordig, dat hulle U teenwoordigheid en U liefde en U sorg en U vrede sal kan ervaar. Here, ons bid ook vir almal wat in hierdie pandemietye hard werk, wat ten spyte van die gevaar nog steeds aan die werk is. Die werk is om ons veilig te hou. Here, vir al die mediese personeel, die ander personeel in die hospitale, al die noodsaaklike dienste, wat steeds elke dag werk toe gaan en doen wat hulle moet doen, sodat ons veilig kan wees. Here, ons is dankbaar vir hulle.
Wys ook vir ons hoe ons hulle kan ondersteun in hierdie tye wanneer hulle moeg en afgemat is. Here, dankie dat ons by U kan stil raak, dat ons by U kan rus en vrede kry. Dankie dat U ons herder is, U vir ons lief is, dat ons daarom kan sê, ek kom niks kort nie. Dit is ons gebed in die naam van ons Verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Amen.